Goeiemôre, dit is dan 1 April 2026, lees in 1:16 van die Groot Johannes Evangelie boek 3. Nou, ons het gister geluister na die uitleg wat Joshua gegee het oor die 4de gebod van eer jou vader en jou moeder. En ek dink dit is vir almal duidelik, maar nou kom hier nog 'n bykomende gedeelte wat Joshua ook ingesluit het in hierdie boek, sodat ons moet kennis neem daarvan, en dit is iets wat in die tempel plaasgevind het ten opsigte van hierdie gebod, eer jou vader en jou moeder, waar die tempel weer voordeel uit die gebod wou kry, wat ons nou hier vanmôre gaan bespreek. Hoofstuk 2:1-2, die 4de gebod volgens die Fariseërs. Onthou, daar staan nou 'n klomp Fariseërs wat nou al soort van bekeer is, ander is heeltemal bekeer, maar hulle het nog al die tempelgoed nog in hulle koppe. Oran is nou in sy noppies en sê dat hy nog nooit so 'n werklike praktiese wysheid gehoor wat verkondig is nie, en dat hy van plan is om hierdie raad ook altyd sorgvuldig na te volg. Ons perse verwonder hulle egter nog meer daaroor. Dit is die Persiese Judeërs wat daarby staan. Nou sê Jura, een van hulle, ja, dit noem ek 'n ware lig van bo, want dit het 'n sterfling nog nooit ontdek nie. Op hierdie manier sou ek graag al 10 gebooie uitgeleef wou hê, maar dit is nou so voor die hand liggend en duidelik, en tog kon ons dit met al ons skerp verstand nie agtergekom het nie. Maar ek het tog nog iets om te vra. Nou sê die ander Judeër van Persië af, Skabbi, ek sou werklik nie weet oor watter punt nog 'n aparte vraag gestel sou kan word nie. Jura sê, weet jy dan nie dat daar met betrekking tot die pligte van die kinders ten opsigte van hulle ouers 'n nuwe voorskrif bestaan nie? Dit sê dat 'n seun of dogter eerder 'n offer aan die tempel kan gee as om vader en moeder te eer. Die nuwe voorskrif het weliswaar die oue nie op nie, maar dit sal 'n beter middel wees om die Mosaïtiese belofte te verkry as die Mosaïtiese wet self. Nou dit is die menseleringe wat Fariseërs ingestel het deur die jare van Moses se tyd tot nou by Joshua se tyd. Wat meeste van die goed wat hulle ingevoer het 'n finansiële oogmerk of 'n wins vir die tempel. Ek sou nou graag, omdat die buitengewone geleentheid homself nou so wonderbaarlik voorgedoen het, om met die oorspronklike wetgewer self te spreek, wou hoor wat die meeste van so 'n nuwe voorskrif sê. Eerstens, as 'n kind heeltemal slegte en verdorwe ouers het, lyk die voorskrif heeltemal korrek. Maar as 'n kind wat wel van nature ligsinnig is, baie goeie en waardige ouers het, wat voor Elohim God en alle mense alle agting, liefde en eer van hulle kinders verdien, lyk hierdie te tempels en hebsugtig lykende voorskrif weer glad nie so goed nie. Die hele voorskrif het 'n baie menslike geurtjie en dit straal baie min goddelikheid uit. Maar daar staan ook weer erns, na hulle wat sit op die stoele van Moses en Aaron, moet jy altyd luister en jy moet doen wat hulle vir jou voorskryf. Dit is natuurlik die priesters. Maar die voorskrif is ook 'n egte kameel, waarop die Fariseërs al heelwat valse en bose dinge wat as eg beskryf word, die tempel binne gesmokkel het, wat die volk teen die hoë prys van sy morele vryheid vir volkome werklikheid moes koop. Dit is 'n gemeene saak. Vir my lyk so 'n voorskrif om slegs aan bepaalde mense 'n eksklusiewe voorreg te gee, 'n duiwelse gat waardeur die Satan altyd kan binnekom in die heiligdom in. Hierdie bevoorregte heiliges oorskat hulle self, word eers in 'n sekere sin op 'n vrome wyse trots en met 'n heilig geurende profete halo. Dit is in Engels 'n halo of 'n nimbus in Afrikaans omgewe. Maar later word hulle dan ten volle ernstig, heersigtig en tiranniek.
hoogmoedig en mateloos trots, maar sit nog altyd op die setels van Moses en Aaron. Ek vind egter, broeder, weet jy so onder 4 oë, dat die Satan maar self hierdie heilige setels met eens in beslag sou kon neem, en deur sulke ware plaasvervangers van die Satan op die setels van Moses en Aaron, het baie bose menslike voorskrifte in die plek gekom, van die goddelike, en ons moet dit sluk, omdat die kameelagtige helle gat voorskrif beveel om te luister, na hulle wat op die heilige setel sit, en te doen wat hulle beveel. Nou ja, hierdie woorde is 2000 jaar gelede opgeteken, en dit verwys hoofsaaklik na die tempel. Maar ons weet nou om hierdie woorde profeties ook te verstaan of te lees, en vandag is dieselfde helle gat voorskrifte, vandag dit wat die kerke vir die lidmate sê om te doen wat nie in die Bybel staan nie. Dit is menseleringe, en probeer jy net van hierdie menseleringe afwyk in daai kerk, dan sien jy hoe dit met jou gaan. Jy word werklik letterlik die hemele belet. Dink maar aan die klein doop, wat deur die sisterskerke voorgeskryf word, waar nêrens in die Bybel staan dat babetjies gedoop moet word nie. Inteendeel, daar staan baie duidelik, laat jou doop met berou en vergifnis van sonde, wat natuurlik nie van toepassing kan wees op 'n babetjie nie. En ek weet van vele gereformeerdes wat hulle self groot laat doop het, omdat hulle tot innerlike oortuiging gekom het. En hulle is uit die kerk uitgegooi. Nie net lidmate nie, selfs dominees wat hulle groot laat doop het. Is Samir hierdie kerk belet? Is dit 'n oortreding van 'n wet van die Vader? Nee, dis juis om te gehoorsaam te wees aan dit wat Yeshua nie net gesê het ons moet doen nie, hy het dit self laat doen met hom. Hy het homself deur Johannes die Doper laat doop. Hy wat sondeloos is, het ons voorgegaan as voorbeeld. En so kan ek vele ander menseleerstellings wat in die kerk ingevoer is, waarop hulle jou baie ernstig vermaan as jy dit nie doen nie, of Samir wegjaag. Daar is in die charismatiese kerke hierdie gebruik van om in tale te brabbel. Dis nie 'n taal nie, 'n taal is 'n ding wat 'n struktuur het, werkwoorde, naamwoorde, lidwoorde. Dit is 'n ding wat jy verstaan. Maar as jy in daai kerke nie brabbel nie, of die brabbel kan uitlê nie, wat nog erger is, want dis 'n versinsel, dan is jy net nie in daai kliek welkom nie, en jy voel baie uit, terwyl die mens wat so uitvoel, moet eintlik so dankbaar wees, dat daai bose gees, daai godsdienstige tale spreek gees, van daai kerk, hom nie kan binnetree nie, want hy het 'n beskerming van Vader in hom. So dit is eintlik 'n seëning, maar wanneer jy in daai geselskap is, word jy eintlik heeltemal uitgestoot. So is daar baie ander dinge, ons kan nou tyd mors, maar ons net die idee, dat dit wat in die tempel ingevoer is soortgelyk wat nou in ons kerke ingevoer is. En ek veroordeel nie die mense in die kerk nie. Ek veroordeel die sisteem van valsheid en halwe waarhede, wat maak dat die mens nie die hoogste geestelike punt kan bereik in sy lewe nie. Niks kom reg nie, sy gebede word nie beantwoord nie. Niks kom vir hom reg nie, sy finansiële dinge is nie reg nie. Hierdie dinge in die huis, daar's siektes, daar's goed wat daar is, wat daar nie hoort nie, vanuit die geesteswêreld. Al hierdie dinge is gevolge van 'n vals of 'n verbasterde leer. Bietjie waarheid, baie valsheid. So, dis hoekom ons dit moet aanspreek. Want as dinge met jou nie reg gaan nie, moet jy die fout by jouself gaan soek. Nie by Vader nie, of nie by die kerk nie, by jouself. Dit is punt nommer 1.
dat ons almal moet finansiële reëse word, is nie wat Vader in sy skrif vir ons sê nie, maar hy sê dat hy ons sal versorg, en ons dit sal hê wat ons nodig het, en as ons deel met ons naaste, sal hy ook dit vir jou gee waarmee jy kan deel met jou naaste. Dit sal hy altyd vir jou gee. Maar hierdie ander gruwel wat ook in die kerke ingevoer is, hierdie prosperity teachings, wat is dit in Afrikaans? Voorspoedsbediening. Dit is uit die hel uit. Want Vader sal nooit vir jou, die gewone mens, sal hy absolute finansiële groot geld skenk, terwyl hy weet dat 99% van die mense weet nie hoe om met geld om te gaan volgens sy orde nie. Waar natuurlik dit gedeel moet word met jou naaste behoeftige medemens. So dit is 'n ding wat in die kerk ingekom het en wat werk. Moenie 'n fout maak nie. Daar word oor daai ou gespreek, jy sal maandag sal dit en dit R20.000 sal jy in jou rekening kry as jy vandag 2.000 vir die kerk gee. En dan kom dit. Daai geld word op een of ander manier beland dit in sy rekening. Nou moet jy weet hoe vas glo hy daaraan. En dit is als maniere waarmee hierdie priesters wat hy hier so mooi sit, hy sê hierdie vrome wyse trots met 'n heilige geurende profete heilou. Die heilou is die somkring waarmee hulle sit. Hulle is so heilig, jy kan nie aan hulle raak nie. Jy kan hulle ook nooit vra of konfronteer en vra, maar hoorie, waar staan dit en hoe het jy dit by dit uitgekom nie? Dan word jy omtrent vertrap. So vra niemand eintlik meer die mense dit nie. En nou het hulle daai posisie in die mens se hart gekry. En die mens kom nie by Yeshua uit nie. Vir die nuwe mense by die ware Jesus Christus nie. Want daar is altyd 'n persoon tussen jou en hom. En dit is wat die kerk kom doen het. Dit is wat die oprigting van kerke ten doel gehad het. Om die leer wat Yeshua aan sy apostels gestuur het en hulle versprei het, om dit tot nie te maak en 'n organisasie en 'n leier tussen jou en jou verlosser te sit. En nou kan jy nie staat maak op sy seëninge of op 100% van sy seëninge nie. Ja, die wet soos op sigself sou wel goed gewees het as 'n mens met sekerheid, as 'n mens die sekerheid gehad het dat daar altyd slegs die waardigste opvolgers van Aaron en Moses op die gewyde stoele sou preek. Maar watter werklike drake volk het daar nie al op die gewyde stoele gesit nie, en daar nie selde die siende volk die skandelikste wette as skerp sand in die gesig geslinger nie, waardeur hulle dan vir die grootste deel verblind moes word, en sulke voorskrifte wat alle waansin te bowe gaan, bly vervolgens as 'n groot kwelling van die mensdom bestaan, en niemand het meer die moed om die juk af te skud nie. Kan die suiwer verstand ons tog afvra of Elohim iets daarvan weet, en of daar eintlik wel 'n Elohim bestaan wat so 'n verskrikking kan aansien in sy heilige plek? Wel, enige uitlek daaroor van homself sou ons tog wel die beste en die suiwerste en ware toedrag kan toon. En daarom sou ek nou regstreeks 'n vraag aan hom wou stel. Wat dink jy, sal ek dit waag of nie? Nou, van hierdie verblindende, absolute hoosheid en valsheid is ingevoer in 1993 deur die kerk, aanvanklik deur die politieke leiers, maar omdat die politiek en die kerk basies saam horeer, dit staan in die boek Openbaring, die konings en die priesters heel met mekaar, het die kerke vir ons gesê,
as jy ja stem, dat die ANC hierdie land kan oorneem, 'n kommunistiese, godhatende organisasie, wat 'n geskiedenis het van moord en doodslag op ons volk. As jy vir hulle ja stem, is dit stem vir God. En as jy nee stem, soos wat vele van ons behoudendes gestem het, dan is dit 'n stem vir die duiwel. Dit was plakate wat beeld op die pale gesit het in Pretoria. Nou ja, dit is 'n gruwelike verdraaiing. Want hoe sal God wil hê dat jy jouself vrywillig plaas onder nie net 'n goddelose organisasie nie, maar 'n godhatende organisasie. 'n Organisasie waar die leiers op rekord is, waar hulle haatlike uitsprake teenoor Yeshua gemaak het. Thabo Mbeki is op rekord waar hy gesê het, as daai Jood Jesus wat julle voorwag kom, kan hy in my tuin kom werk. Dis wat hy gesê het. Chikani, wat die hoof van die AGS kerk is, die wit AGS kerk, Frank Chikani het gesê, Jesus Christ will come and with the AK-47s we will kill all the suppressing whites. Iets in daai lyn, ek kan dit nie presies onthou nie. Hierdie nasie wat nou oor ons heers, haat die ware Messias. Hulle kan nie anders nie, want dit is 'n ingebore ding, dit is 'n ding van hulle saad. En ons mag nie met hulle in enige geestelike verbinding ingaan nie. Dat ek en jy môreoggend vanoggend moet uitgaan en goed koop by hulle in die winkels en ons moet allerhande besigheid met hulle doen, dit is so. Maar ons moet ons geloof in apartheid, in heiligheid, moet ons beoefen. Wegkom van organisasies waar homoseksuele gebruike toegelaat word, goed gepraat word en selfs pastore en dominees wat gay is, heeltemal vermy. So, dit is nie maklik vandag om na die georganiseerde kerke te behoort en Yeshua lief te hê nie. Want hy vereis 100% van jou aandag. Nou dis hierdie mannes argument, kom ons kyk wat sê Yeshua. Hy antwoord nou, die meester lê die voorskrif van die fariseërs uit, hoofstuk 2:1-3. In plaas van skabie gee ek, Yeshua, skielik antwoord en sê, luister vriend Jura, jou vraag is tereg en baie belangrik. Jy hoef dit nie vir my te herhaal nie, want ek weet tog goed waar die skoen by julle druk. Kyk, dit is waar dat daar 'n gebod is, egter eerder uit die tyd van die rigters, waar by monde van 'n siener gebooie gegee word, om na te luister aan diegene wat op die stoele van Moses en Aaron sit, en te doen wat hulle deur Elohim se gees voorgeskrywe word. Maar slegs dan, as hulle werke goed is, as hulle werke sleg is, moet hulle van die stoele afgestoot word, deur die mees waardige nakomelinge van Levi. Nou die ou Levitiese orde het spesifiek plek gemaak vir die nakomelinge van Levi. En in die tempelorde van die tyd toe Yeshua daar was die laaste orde voordat die orde verander is deur Yeshua se dood en opstanding, en ons nou in 'n Melchisedek orde is, was daar baie bose mense wat afkomstig was uit Babylon uit, wat op die stoele van Moses gesit het. Byvoorbeeld Annas en Caiaphas. As jy Dr. Wesley Smith se navorsing lees oor hulle oorsprong, sal jy sien dat hulle superbasters was. Hulle was al van hierdie huidige Jode wat nou hier was, se voorsate. Hulle was nie Leviete nie suiwer Israeliete nie. En nou sê Yeshua, wat moet ons doen met hulle? Hulle moet van die stoele afgestoot word, as hulle werke nie goed is nie.
En dit geld ook vir elke predikant en pastoor vandag. As daar nie werke is nie, moet hulle van die stoele afgestoot word. Maar dit raak baie moeilik. Ons het ervaring in ons gebied hier van 'n man wat homself bemoei het met naaste liefde vir sy volk. Hy is 'n dominee. En hy is van die stoel afgestoot. En alle leuns en leenaars het gekom en is voor die synode gebring om hierdie man af te breek, om hom net uit te kry. So, as jy in daardie organisasies is, dan sing jy die dientjie van die hoofsynode. Jy het nie 'n ander keuse nie. As die synode homoseksualiteit aanvaar, dan moet jy daai selfde dientjie sing, of jou job kom in gevaar. En dit is ook een van die goed wat hierdie spesifieke persoon teëgestaan het, openlik in die synode opgestaan teen hierdie beweging na homoseksualiteit toe. Hulle werk vir jou uit. So, eintlik kan 'n mens net sê, dankie Vader, dat jy uitgewerk is uit hierdie plek uit. Want dit is eintlik plek waar jy nie moet wees nie. Maar diegene wat op die genoemde stoele sit, en in ons tyd nou op hierdie stoele van gesag, in die synode en op die kerkraad as dominees en pastore, weet goed hoe om hulle werke te verdoesel. Daar sit nou, in plaas van waardige opvolgers van Moses en Aaron, slegs verskeurende wolwe in skaapsklere op die gewyde stoele, en as sodanig het hulle, onder die vermomming van Elohim se wil, wette te midde van die volk geslinger, waarvan selfs die wêreld moet styer, en ek het vir julle nou 'n paar voorbeelde gegee in ons moderne tyd. Maar herinner jou eers hoe ek wel hierdie valse afstammelinge van Moses en Aaron deur die mond van heilige profete baie ernstig laat vermaan het, en hoe ek hulle wel met die strengste roede getuigtig het. Waarvoor het dit egter nut gehad? Dan gaan dit weer 'n bietjie beter, maar daarna gou weer nog slegter. Dan vra mense in hierdie tyd, tot nou toe het dit so sleg geword, dat dit wel nooit meer slegter sal kan word nie. Nou dis 2000 jaar gelede, dink net hoe sleg is hulle nou. Hulle het die maat van alle boosheid volgemaak, nog slegs 'n paar druppels, en dan sal dit oorloop, en dan, soos 'n sondvloed van Noag, die ondergang bring. Daarvan kan jy volledig seker wees. Nou ja, dit het toe gebeur. Hierdie woorde is uitgespreek deur Joshua ongeveer in 30 na Messias, en dit het in 70 na Messias gebeur. 40 jaar later het die Romeine Jerusalem oorgeneem en alles afgebreek en alles vermoor wat daar was. Daar het kruise en kruise en kruise gehang met mense op, so erg later dan, dat hulle nie meer hout gehad het nie, en dat hulle op pale gehang het. En die hele Jerusalem is afgebreek, die tempel het nie 'n klip op 'n ander klip gestaan nie. Daar waar hulle sê die tempelmuur is in Jerusalem is nie waar nie. En dit is interessant dat nou dieselfde gebeur in daai stad. In Jerusalem en in Tel Aviv en in ander stede is die klomp Arabiere besig, of die Perse besig, om elke steen wat op 'n ander steen is af te breek. Elke fabriek, elke olieaanleg, elke wateraanleg, elke elektrisiteitsvoorsieningsplek, alles is besig om vernietig te word. En alles vind plaas deur die toelating van Vader se wil. Want niks sal gebeur as sy wil dit nie toelaat nie. Nou wat het gebeur? Die maat van hierdie Jode se beker het vol geword. Want hulle is die hoofkrag, die stuurkrag agter alle organisasies wat wêreldoorheersing bepleit. Is hierdie Jode die stuurkrag en die geldkrag
sodat hierdie kabal of wêreldmag of Illuminati of wat jy hulle ook al wil noem, sodat hierdie goed hulle take kan uitvoer om jou en my uiteindelik te bring by 'n punt waar hulle ons gaan merk soos diere. Daarom word die merk van die dier genoem. Dan het jy jou vrye wil is weg en jy word 'n dier deur 'n inspuiting wat hulle jou gee, waarmee hulle jou DNA manipuleer en daardeur kan hulle jou emosies beïnvloed van buite af met tegnologie wat ons nie eers presies weet wat hulle als het nie. Khazarian Jode. Ja, alles agter, Jode sit agter elke ding van hierdie goed. Elke pornografiese en elke filmindustrie wat vieslik en vuil is vandag, sit hierdie spesies agter dit. En die rabbies is die groot bekke in die saak. Ek het al te veel van hierdie rabbies se toesprake gehoor, hoe hulle spog dat hulle die goyim, ons, het wat vir hulle moet werk en alles doen. Selfs spog hulle dat die goyim in Amerika moet vir hulle gaan sterf op die slagveld in Iran. Hulle gaan nie, hulle seun stuur nie, hulle is openlik daaroor. So dis die situasie wat nou in die moderne tyd by ons heers, maar dit was al in die tyd van Joshua ook so. Soos vers 5 met baie ander, het dit ook gegaan met die voorskrif van die offer in die tempel, wat in die plek gekom het van die Mosaïtiese voorskrif, van die kinderpligte ten opsigte van die ouers. Julle ken die gebod, eer jou vader en jou moeder, sodat jou dae verleng mag word. In die begin het dit baie goed en regverdig gelyk. En dit het alleen betrekking op die kinders waarvan die ouers, soos wel die geval is, werklike uitvaagsels van die mensdom was. Hierdie ouers het merkwaardig genoeg met baie goeie en brawe kinders gehad, wat vertrou het op Elohim, wat die oerslegtheid van hulle liggaamlike ouers wel herken en kon insien. Die eise wat hulle slegte ouers aan hulle gestel het, het hulle hare ten berge laat reis, maar in die onverstaanbare voorskrif van Moses staan daar, dat die ouers bo alles deur gehoorsaamheid geëer moet word. Op grond daarvan vra die ongelukkige kinders toe, in die tye toe die tempel nog goed was, wat hulle moes doen, en hulle sê, dit is waar dat Moses op Elohim se bevel die gebod gegee het, om die ouers te gehoorsaam, en hulle op die wyse hulle lewe lang te respekteer en te eer, dat hulle lang sal lewe, en dat dit met hulle goed sal gaan op die aarde. Maar Moses het ook gebooie gegee om nie te dood, nie te steel, nie te lieg, geen onkuisheid te bedrywe met maagde en nog minder om die vrou van die naaste te begeer nie. En juist dit moes hulle vir hulle verdorwe ouers doen. Op welke manier kon hulle nou nie teen die gebooie van Moses sondig nie? Dis tog 'n regverdige vraag wat hierdie kinders wat in sulke ouerhuise is kan vra. Toe praat die Elohim deur die geesvervulde hoëpriester: laat die liggaamlike ouers van julle val, offer 'n gawe in die plek van die verkeerde gehoorsaamheid en bid tot Elohim. Dit sal beter wees vir julle deur die barmhartigheid van bo, ook vir julle ontaarde ouers. En so gebeur dit toe dat sulke kinders hulle slegte ouers verlaat het, aan die tempel vir hulle self en hulle slegte ouers 'n offer gebring het, en by goeie mense 'n betrekking gaan soek het, om daar vir Elohim 'n welgevallige lewe te lei. En dit is niks anders as wat ons vandag ook sal doen nie. Wanneer ons hier op hierdie plaas 'n situasie kry in 'n gesin waar die ouers aardsleg is en hulle kinders so opvoed, sal ons alles probeer en poog om daai kinders te kry om dit nie te doen nie. Selfs al moet ons die kinders by ander ouers plaas. Dit is maar 'n menslike ding,
wat sy oorsprong in die tempel van Moses, of in die Moses voorskrifte het, wat dan regverdiglik verander is, om daai kinders ter wille te wees. Maar nou lees ons, wat het toe nou verder gebeur met hierdie voorskrif? Tot sover en tot daar was die voorskrif heeltemal van goddelike oorsprong. Maar met die loop van die tyd het die boosaardige wolwe, wat in skaapvel gehul was, en wat op die stoele van Moses en Aaron gesit het, die voorskrif 'n algemene strekking gegee, en toe kon ontaarde kinders van goeie en brawe ouers, hulle self ook deur offers losgekoop het, van die gehoorsaamheid aan hulle ouers, om daarna heeltemal vry en gewetenloos te kan sondig. So die ding het toe 'n draaitjie na die negatiewe, na die sataniese toe gekry. Daardeur word die dubbele gebod van Elohim ook dubbel verwring, en in die plek daarvan word 'n suiwer helse menslike bepaling ingevoer, wat natuurlik vir Elohim, omdat dit heeltemal teen sy orde ingaan, 'n gruwel van die gruwels moet wees, wat ook 'n enigstens suiwer denkende mens moet al by die eerste aanblik al sien, dat so 'n bepaling nooit as te nimmer goddelik, maar slegs van suiwer helse en sataniese oorsprong kan wees. Maar aan dit alles sal goue einde kom, en dan sal daar nie meer baie oorbly om teen te ageer nie. Hoorigsins is dit baie goed as 'n swakke hom deur 'n sterke laat lei. Die ouers is tog altyd sterker as hulle kinders, en daarom is dit normaal dat die kinders hulle deur die ouers laat lei. Maar as die swakke merk dat die sterke hom in 'n verderflike afgrond wil stort, doen die swakke baie goed om hom van die sterke los te maak en 'n veilige plek op te soek. Verder is dit so dat slegs hy die wet van Moses heeltemal vervul, wat hom in alles so gedra, soos wat ek dit vroeër aan die ou koning Oram baie duidelik uiteengesit het. Het julle dit nou goed verstaan? En ons sien so 'n praktiese, effense variasie van hierdie ding ook baie, waar jy werklike goeie ouers het, en dan kom die kinders, en hulle sê, maar hulle wil nie meer hulle ouers gehoorsaam nie. Hierdie meisiekind wil nou met hierdie ou gaan slaap en by hom gaan bly. En dan is hy 15 of 16. Dan eer hulle nie hulle ouers nie. En hulle ouers het net goeie bedoelings met hulle, want hulle weet wat is die gevolg van so 'n daad. En nou sit jy met hierdie ligsinnige, wat sê hy, en ontaarde kinders. En nou moet jy 'n besluit maak ten opsigte van hierdie dinge. Want op die ou end is dit wat ons as personeel hier moet doen, ons moet die orde handhaaf. Daarom het ons ook streng wette vir kinders, om nie te laat op te bly nie, mag nie in ander dogters, mag verseker nie in ander man se Wendy's wees, agter toe deure, en al die dinge. Omdat ons die ouers wil help, om uiteindelik 'n kind die lewe in te stuur, waar hy nog werklik alles voor hom oop het. Wat het 'n arme meisiekind in die lewe wat 15 jaar oud is en sy is verwagting? Wat het sy van haar lewe? Sy is nog 'n kind. Sy moet die jeugdinge deurgaan, maar sy kan nie, want sy is nou 'n moeder. En dan op daai ouderdom is sy ook in elk geval nie 'n goeie moeder nie, want sy self nog 'n kind, baie keer nog nie ontwikkel nie, en kan die kind nie die behoorlike voeding kry nie. So daar's baie dinge waar ons ook intree as ouers hier op die plaas, en waar hierdie wette ook dan vir ons geld, dat ons dit dan suiwer en regverdig sal uitvoer. En as iemand nie wil luister na die wette wat ons hoop altyd deur Yeshua in ons harte geplaas word, dan is dit beter vir hulle om te gaan daar buite waar geen wette hulle gaan pla nie.
Dis miskien hard as 'n mens dit sê, maar wat maak jy? Jy kan tog nie die mense dwing nie. Jy kan hulle nie voeter nie. In die ou dae het pa's en ma's hulle kinders gevoeter om binne die orde te bly. Ek is een van daai kinders en ek is vandag so dankbaar oor al die pak slae wat ek gekry het. Want ek het dit nodig gehad. Ek het nie daai tyd gedink nie, ek was baie ontstel daaroor. Maar vandag mag die ouers dit nie doen nie. Nou moet die wêreld eintlik die pak slae uitdeel. Gaan dan daar buite en kyk of dit lekkerder en beter is as wat jou ouers nou vir jou raad gee. En gewoonlik is dit nie beter nie. Gewoonlik kom hulle maar baie druipsterk terug. En ouers is snaakse goed. Hulle vergewe altyd hulle kinders en hulle bring die kinders weer terug in hulle huise. Baie keer tot hulle nadeel. Maar dit is nou maar soos dit is. Ouers het kinders baie liewer as wat kinders ouers het. Ouers lief het. Dit is ongelukkig so, maar dis hoe dit werk. So, daar het ons nou nog 'n aspek wat hulle in hierdie wet verdraai het en Joshua se lering daaroor, sodat dit nie verkeerd opgeneem kan word nie. Baie dankie. Dankie.